Vanoggend gesels ons oor iets waarmee elke gesin op een of ander stadium gekonfronteer word. Stres, of dit nou finansiële druk, werkspanning, skooluitdagings of emosionele swaar kry is, hoe pak 'n gesin dit saam aan sonder om uitmekaar te dryf? Gesels nou met motiveringsspreker, sportsielkundige en skrywer wie daagliks met sportspanne, sakeleiers, skole en gesinne werk. Niemand anders nie as Jannie Pieter. Jannie, goeiemôre. Welkom weer eens hier by ons. Hey Pieter, lekker om hier by julle te kuier. Dankie. Baie lekker. En ek is so bly ons kan hierdie kwessie so 'n bietjie aanraak. Want is nogal een wat almal raak. Ek dink van tyd tot tyd word ons almal geraak. En wanneer gesinne deur 'n stresvolle tyd gaan, wat is gewoonlik die grootste fout wat mense maak? Pieter, vingerwys. Ek dink nie mense besef die spanning waardeur mans deesdae van 'n pa van 'n gesin moet gaan om te besef maar ek moet hierdie gesin van my in stand hou en dan kom al hierdie dinge van die wêreld aan en ek dink een van die belangrikste dinge wat 'n mens in 'n gesin moet hê is 'n rolle. Elke gesinslid het 'n rol om te speel in die gesin. En die pa se rol is verseker nou om natuurlik te sorg dat daar standvastigheid in die huis is. Die ma se rol is anders. Dan die ding wat mense baie mis is dat kinders ook rolle het om te speel. En baie keer hou ons dit weg van kinders. Ons hou al die realiteit van die wêreld weg van ons kinders want ons wil hulle beskerm, maar ons kinders weet nie daarvan nie. En nou gaan die kinders aan en die pa en die ma het hierdie spanning en die kinders weet nie daarvan nie en nou word die pa eintlik geïrriteerd want kan jy nie verstaan ek is onder druk nie. En dis wanneer daar krapperigheid kom en wanneer daar die ongeduld in die gesin na vore kom. En die ma beskerm die kinders en al die dinge. So ja, almal van ons gaan deur uitdagings, maar ons moet as 'n span dit doen, nie as individue dit doen nie. Weet, en ek hou daarvan wat jy sê, kinders moet ook besef hulle het wel 'n rol, 'n beduidende rol so in die gesinomgewing. Meer daaroor later. Werk met top sportspanne waar druk deel van die spel is. Hoe kan 'n gesin die beginsels van 'n wenspan toepas wanneer dinge moeilik raak? Pieter, almal van ons is deel van 'n span. Die oomblik as jy in 'n huwelik ingaan, dan word jy 'n span. Nou die rede hoekom die Here vir Adam en Eva gemaak het. Hy het Eva gemaak as hulp want hy het geweet Adam gaan sy op sy eie dit nie reg kry nie. En dis interessant, maar dis regtig so want in Deuteronomium 32 staan daar, hoe is dit moontlik dat een sterk man 1000 kan verslaan, maar 2 kan 10.000 verslaan. En dis waarvoor Satan vrees. Nou ons leef in 'n ewel wêreld. Ek wil net hierdie prentjie duidelik maak. Ons leef nie in 'n wêreld wat goed is nie. As jy gaan lees in 1 Johannes 5 vers 19, daar staan, ons is almal kinders van God, maar die hele wêreld is onder Satan se mag. So elke dag van ons lewe gaan ons uitdagings in die oog staar en ons gaan gekonfronteer word met goed en as ons nie as 'n span saam staan daarteen nie, dan word ons uit mekaar uitgetrek en dis wanneer 'n gesin gesplit word. Die Engels is divided. Nou as jy gesplit is in die gesin, dan het Satan of die wêreld toegang tot elkeen van jou kinders, toegang tot elkeen van ons om ons in kommer en vrees en twyfel te laat lewe. En as 'n mens nou kyk, ons luister nou baie keer na nuus. As jy nou regtig 'n prentjie van die wêreld wil kry, luister 5 minute na die nuus. En dis nie altyd goeie nuus nie. Ek meen kommer, vrees en twyfel word meer as ons die ware nuus van die wêreld luister. En dis nou wat ons nie weet, ons as gesin moet 'n plan maak om te sê, gaan ons na al die nuus luister en daaroor praat of gaan ons as gesin as span saam staan en sê, luister, dis die realiteit van die wêreld, maar nou kom ons by 'n ander ding en dit is geloof. Geloof is 'n interessante ding. Geloof is heeltemal onrealisties. As jy gaan kyk na die definisie van geloof in Hebreërs 11 vers 1 staan daar, geloof is om seker te wees van wat jy hoop, 'n vaste oortuiging van wat jy nog nie kan sien nie. Ek meen dis heeltemal onrealisties. So realiteit gaan altyd vir geloof lag, maar watter huis het die guts om in geloof te staan? En dis waar ek wil vir eerlik sê, alles in die lewe gaan oor wat jy glo. As jy glo daar's moeilikheid, dan is jy reg. Maar as jy glo daar's 'n oplossing, dan vind jy hom. En dis ons rolle as ons moet mekaar bemoedig want eendag is pa swak, dan moet ma sterk wees, ander dag soms is die kinders swak. Dink jy, ekskuus Jannie, ek het daar so baie om oor te gesels, maar dink jy omdat ouers ook hulle kinders teen stres wil beskerm dat dit 'n goeie ding is of die regte ding is om te doen? Glad nie. Jy kan nie jou kind ek het net nou 'n gesprek gehad met iemand En die groot fout wat die meeste ouers in hulle lewe maak, is hulle probeer
die lewe regverdig vir hulle kinders maak. Veral op laerskool, jy weet, ek werk met soveel laerskoolouers. Weet, as die onderwyser verkeerd maak, dan gaan die ouer en hy praat met die onderwyser en hy praat met die skool. Maar in werklikheid maak jy soveel moeilikheid vir jou kind se toekoms, jy kan nie daar gaan nie. So as jou kind by die huis kom, ek kan onthou my seun het eendag by die huis gekom en ek wil die staaltjie vertel. Hy het tennis gespeel en hy het redelik goed begin word in die squad waar hy was een van die top ouens in die squad en 'n bietjie windgat geword oor dit en toe kom hy by die huis en hy sê, ek vra toe van Wiek, hoe was die tennis? En hy sê, pa, coach het my die hele dag teen die swak ouetjies laat oefen vanmiddag. Yes, maar op daai oomblik besef ek, my seun wil nou actually hê, ek moet met hom saamstem dat die coach nou nie vandag reg was nie. En ek kan onthou, ek kyk hom so, ek sê vir hom, Wiek, yes, papa, jammer om te hoor van jou moeilikheid. Papa gaan gou die coach bel en net vir hom sê, well done, Denton. Ek hoop, jy laat vir Victor vir 2 weke nog teen hierdie makkers oefen, want as jy te goed is, ek sê te vir hom, as jy te goed is om teen hierdie ouetjies te speel, dan moet jy nie gaan tennis speel. Ja nee, ons het nog so baie om oor te gesels, maar dankie dat jy inloer het vanmôre. Ons gaan dit definitief weer voortsit op 'n volgende stadium. Dankie, Pieter. Nou ja, toe, bly net waar jy is. Arnold is hierna reg met die sport. Ons het nog soveel langer wou gesels met Jannie, maar ek is seker hy gaan eersdaags weer kom kuier. Arnold, oor na jou.